Welkom terug by die Groot Ontbyt. Vandag is internasionale verpleegstersdag en om 'n bietjie meer daaroor te gesels ons met die eenheidsbestuurder van ongevalle by Moot Hospitaal in Pretoria. Ons praat met Marzaan de Beer oor die belangrikheid van verpleegsters en hoe belangrik dit is om verpleegsters te ondersteun. Goeiemôre Marzaan. Goeiemôre Pierre en môre Jennifer. Ons kan nie meer genoeg praat oor verpleegsters in Suid-Afrika nie. Kom ons wees nou maar eerlik, die persoon wat daar op die ou ende in die middel van die nag of in jou grootste vrees, jou tyd van jou grootste bekommernis en angs, is daar 'n verpleegster in 'n hospitaal wat daar is vir jou. En dit is op die ou ende kan ons nie genoeg praat oor verpleegsters en dankbaar genoeg wees vir wat julle doen vir mense wat julle werklik nodig het nie. En soms is dit 'n gesiglose werk amper, nê? Jy kry gevalle waar mense nie besef wie die verpleegster is wat vir jou so baie doen nie. Nee, dit is verseker so. En verpleegkunde is regtig belangrik want jy weet ons is daar vir mense in die moeilikste tye van hulle lewe. Weet waar hulle op hulle laagste punt is. Niemand kom hospitaal toe want hulle is gelukkig nie. Ja. Weet niemand kom hospitaal toe want vandag gaan nou die beste dag in my lewe wees nie. So ons is regtig bevoorreg om daar te kan wees vir mense in hulle laagste punt. En verpleging is belangrik want baie keer is dit ook die eerste paar hande wat aan jou vat as jy gebore word. Dis die eerste paar hande wat jou in die lewe bring. En ook baie belangrik, dit is in baie gevalle ook die laaste hande wat aan jou gaan raak voor jy sterf. Ja. Weer die hande wat na jou gaan kyk en die hande wat jou gaan laat voel dat jy word na omgesien en jy weet dinge gaan oukei wees. En dit is 'n groot voorreg as 'n verpleegster om daar te kan wees vir mense in hulle laagste punte, in hulle gelukkigste tye, weet om 'n babatjie te, of as jy gaan geboorte gee of jy kry jou kind, weet ons is daar om mense gesond te maak of te voorkom dat mense siek word. In die ongevalle self waar jy ons voorkom dat mense dalk meer kan seer kry of as jy nou seer gekry het, om dit beter te maak en ook te kan voorkom dat jy dalk nie te veel beserings na die tyd oorhou nie. En mense is die mees kwesbare tye. Definitief. Ja. En dat ons jou kan terugstuur huis toe in 'n funksionele toestand en dat jy kan wees soos wat jy was voor hierdie ongelukkige insident met jou gebeur het. Tjoe. Maar hoe lank is jy al 'n verpleegster? So ek is nou 13 jaar 'n verpleegster. So ek het 2012 het ek begin swat. En ja, dit was net 'n hele journey kan ek nou maar sê van toe af en ek's nie 'n dag spyt nie. Dis mooi gesê. Wat is die roeping? Hoekom het jy besluit ek wil 'n verpleegster word? Ek wou nog altyd met mense werk en ek wou graag 'n dokter geword het. Ek het toe besluit ek gaan verpleegkunde swat en ek maak altyd die grappie om te sê verpleging het my gekies. Dit was nie spesifiek my eerste keuse nie om dit nou maar eerlik te sê, maar ek is nie 'n dag spyt daaroor nie en dit is iets wat ek nooit ooit sal verander nie. En baie mense sal mens baie keer vra, ja maar ook gaan swat jy nou maar nie medies nie. So ek sê nee, dit is jy kan dit nie vergelyk nie. Ja. 'n Dokter en 'n verpleegster is ja, ons werk in dieselfde areas en ons werk in met dieselfde mense, maar dit is twee heeltemal verskillende beroepe. En ek glo my hart dat verpleging is 'n roeping meer as 'n beroep. Wat is van die grootste uitdagings wat verpleegsters vandag in die gesig staar? Kyk, soos enige werk is daar regtig baie uitdagings in verpleegkunde. Dit is moeilik. Dit is jy werk met mense se emosies en dit is baie keer die rou emosies en die jy weet dit is 'n mens is 'n baie kan ek nou maar sê ons het 'n baie fasette van wat 'n persoon maak. En elke persoon is anders. En die ding is ook baie van hierdie goed wat ons anders maak dit ook eintlik so lekker om daarmee te werk. Ons leef in Suid-Afrika waar byvoorbeeld weet hoeveel verskillende tale het ons, hoeveel verskillende kulture het ons en elke kultuur het ander sieninge oor hoe hulle weet mense laat beter voel en hoe hulle mense laat gemaklik voel. En om met dit saam te kan werk wat anders is byvoorbeeld as jou kultuur dalk is nou weer 'n uitdaging om te kan sê okay, maar kom ek leer daaruit en dalk kan ek myself verryk ook daarmee. So nee, dit is regtig 'n voorreg. Jy praat van mense laat beter voel en gemaklik laat voel, maar ek dink dis so belangrik dat verpleegsters self beter voel en gemaklik voel. En ek dink dis almal se verantwoordelikheid om te help met verpleegsters. Met dit vir verpleegsters in Suid-Afrika. Is daar 'n groot uitdaging om verpleging in Suid-Afrika kan nie meer soos emosioneel en geestelik gesond hou?
Nee, verseker. Die ding wat ongelukkig sleg kom met verpleegkunde of wat moeilik kom vir 'n verpleegster, ons is regtig nie, dis nie een van ons sterkpunte om na onsself te kyk nie. Weet jy sal baie vinniger 'n 12 ure skool werk sonder om te eet, sonder om water te drink, sonder om dit gebeur so vinnig. Ja. En dit is nie dat mens dit doelbewus doen nie, maar jy doen dit want ek het vanoggend opgestaan sodat ek vir my pasiënte die beste kan gee vandag. En as dit nou in hierdie situasie as byvoorbeeld hierdie 15 minute wat ek gaan koffie drink en ek kan dalk my pasiënt beter laat voel of meer kan die familie kan ondersteun, dan sal ons dit baie maklik doen om te sê, weet jy wat, ek gaan my behoeftes tweede sit, ek sal later daarby uitkom. So dit is baie sleg en ons in die mediese bedryf is dit 'n groot probleem dat ons kyk nie na onsself nie en wel ongelukkig moet mens nou maar daaroor praat, is dat veral in COVID, het ons dit raak gesien, dat verpleegsters het totaal en al uitgebrand, of kan ek maar sê gesondheidswerkers. Ja. En ons het besef veral toe, dat dit is belangrik, jy moet na jouself kyk. So ek moet sê die hospitale en die groepe waar ons nou is, en veral in die groep waar ek werk, konsentreer ons baie op compassion vir die verpleegsters ook, vir die span ook, vir jou kollegas, vir die dokters. So dit is 'n ding waar dit raak meer 'n algemene ding waar ons begin kyk na ons mense en dis baie belangrik. Dis goeie nuus en dit is goed om te hoor want dis nie net die fisies van nie eet nie of 'n breekvat nie. Dit is soos jy net genoem het, jy werk eerstens met ook mense se emosies en daai rou emosies. So jy vat almal en jy het genoem, verstaan verpleegsters is baie keer die mense wat laaste iemand se hand vashou voordat hulle sterf. So al daai emosies gepaard met dit waar jy gaan met die skofte wat jy werk is regtig, mense sal hoop dat verpleegers na hulle kyk en is goed om te hoor dat daar meer groepe is wat regtig aandag daarop vestig om te kyk dat ons verpleegers beter na gesorg word. So dit is goeie nuus om dit te hoor. Wat is een van die goed wat jou die trotste maak van jou loopbaan as verpleegster ver? Ek dink vir my is dit dit is so geleentheidsryk. Weet, as jy nie wil in 'n hospitaal werk nie, hoef jy nie. So ek is trots daarop dat mense het soveel opsies. Jy kan dis eindloos. Weet, as jy wil verder swat, as jy wil groei, as jy wil mense gaan help buite hospitaal, as jy in gemeenskappe wil werk, as jy wil dit is net regtig in enige plek is daar spasie vir 'n verpleegster en ek is trots daarop om te kan sê, weet jy, as ek dalk eendag een persoon kan inspireer om 'n beter suster te wees of 'n verpleegster te wees of jy weet net dalk kan hulle eendag 'n pasiënt wat kan sê, weet jy, ek was hospitaal toe en ek het hierdie laagste punt in my lewe bereik, maar weet jy, ek kan nie so 'n naam onthou nie, maar sy het my so laat veilig voel net die manier hoe sy my gegroet het of jy weet die sagte hand wat sy op my skouer neergelê het. En ek dink vir verpleegsters ook en veral vir my dit maak nie vir my saak dat my naam nie onthou word nie of dat weet of jy 'n dankie kry of jy kan sien as jy 'n verskil maak. En dit is wat my trots maak. Jy weet, dit is in die klein goedjies. Ek dink julle kan maar verseker trots wees. Marzaan, hier's iemand in ons tegniese span wat nou die dag gesê het daar by Moto Hospitaal se ongevalle het julle sy lewe gered. So mense kan altyd daai getuienis kan 'n mens gebruik en sê my magtig. Ek maak 'n verskil. So ons is almal baie trots op wat verpleegsters doen in Suid-Afrika en vir al julle moeite en vir wat julle vir mense se harte beteken. Nie net in hulle gesondheid nie, maar vir mense se wese. Baie dankie Marzaan de Beer dat jy vanmôre hier was. Baie dankie dat ek saam met julle kon kuier. Nou ja, Marzaan de Beer, die eenheidsbestuurder van die ongevalle by Moto Hospitaal. Sê vandag 'n bietjie dankie vir 'n suster of verpleegster wat jy ken. Ek dink dis die moeite werd. Nou ja,